Welkom terug. Dit is nou tyd om jou geldsaake te bespreek en vandag bespreek ons die aandelebeurs met ons eie minister van Finansies, Thys van Sail. Welkom terug, Thys. Elsa, met soos vir jaar, dis die 99ste episode, jy weet, en ek is op 99.9. Ek het so aangeneem, Thys, of afgelei, so ons is baie dankbaar dat jy baie meer tyd maak vir ons teesdae. Dink is na aanleiding van wat ek so week of wat terug gesê het nou vir jy skuldig. Goed, hoe het die JSE gevaar oor die laaste 5 jaar teenoor die laaste jaar tot op datum? Ek dink also wat dit nog baie interessant maak is dat die JSE het nog die ligte uitgeskiet en ons is nou weer so 2 dae terug gesien dat ons die rekorde weer gelig het, jy weet, ons gesluit het op 107,000 basispunte, jy weet, so weer vir die laaste 52 weke. So dit lyk baie goed, maar daar's 'n paar rooi ligte wat wel sy kop uitsteek waar ons nou 'n bietjie gaan gesels, maar ek dink oor die algemeen as ons byvoorbeeld gaan kyk net na die top 40 jaar tot datum so wat 33,92% se opbrengste gelei, en as jy kyk oor die laaste 5 jaar saamgestel is ongeveer so 101%. So as mense ook gaan kyk, jy weet, na hulpbronne top 10 is natuurlik die uitskieter van die aandele. Hy jaar tot datum is ongeveer so 116%. Maar nou moet jy net gou daar stop, want byvoorbeeld jou top 40 het ongeveer 33% se opbrengste gehad, maar jou hulpbronne top 10 is ongeveer 116%. So jou stimulasie kom van jou hulpbronne top 10 af, meer as wat jou ander tipe van sektore en pilare dit laat ondersteun. As jy byvoorbeeld dan daarna gaan kyk soos jou finansiële 15 aandele, jaar tot datum maar 2,75%. Jy weet teenoor jou hulpbronne top 10 en natuurlik jou top 40 oor die algemeen. Maar dan ook dan nou oor die laaste 5 jaar saamgestel is jou wat so finansiële top 15 aandele 108% weer. Okay, as 'n mens dan gaan kyk na small cap aandele, is dit natuurlik jy weet die laaste jaar tot datum gaan kyk na omtrent 4,19%, dit is so laag soos dit, maar ook oor die laaste 5 jaar 159%. So daar's 'n enorme tipe van groei wat op die JSE plaasgevind het oor die laaste 5 jaar saamgestel, maar die jaar tot datum, so met ander woorde Januarie tot en met nou, is dit baie stadiger as wat 'n ou afhanklik sou gedink het of voor gehoop het. Dit is asof hy 'n bietjie spoed begin verloor so stelselmatig. Nou iets wat altyd interessant is om dop te hou is die verskillende sektore. So watter sektore het uitgestaan? As ons byvoorbeeld dan nou gaan kyk na die hulpbronne, dis maar basies jy weet jou goud aandeel in maatskappye, jou basies jy weet platinum, jou koper, jy weet jou kom ons sê maar jou skaarse metale. So daai aandele het uitstekend gedoen. As jy byvoorbeeld dan nou net byvoorbeeld Impala Platinum gaan uitwys ongeveer 153% plus. En as jy byvoorbeeld ook gaan kyk na ek het hom hierso neergeskryf, ek het dit gou weer lees myself, okay. Som nou kry. Plek. Soos byvoorbeeld as jy ou gaan kyk daai aandele van jou hulpbronne top 10, daai aandele het almal effektieflik in die laaste jaar tot datum hardloop aandele so tussen 70 tot 150% se groei. Nou jou probleem is die JSE word geprys op volume. So met ander woorde soos wat hy groei is as gevolg van volume. Nou die volume wat geplaas word kom natuurlik jy weet van stimulasie van kom ons sê koop van daai aandele. En as 'n mens byvoorbeeld ook nou gaan kyk, die ding wat ook natuurlik uitskiet is goud. Ons gaan na goudprys toe van plus $4,000 per fyn ons. En platinum het homself ook verdubbel in prys, jy weet in die laaste jaar. So daar's 'n klompie elemente wat 'n rol speel as gevolg van volatiliteit wat in die wêreld ontstaan en daai aandele kry basies nou daai stimulasie en ek dink ja dit is eintlik nogal hoogliggend. Goed, wat behels die top 40? Hoe het dit gevaar en is daar enige rooi vlaggies? Ja, as jy byvoorbeeld dan gaan kyk, jy weet na klein en groot handel aandele, soos byvoorbeeld Shoprite, Bidvest en Clicks, net om gou 3 te gaan verwys wat op die top 40 is. Ja. So oor die laaste 5 jaar, byvoorbeeld Shoprite ongeveer so 90% gedoen. Okay. So as ons kyk Bidvest ongeveer 55, Clicks ongeveer so 60%. Maar as mense gaan kyk jaar tot datum Shoprite byvoorbeeld in die rooi 6%, Bidvest in die rooi 19% en Clicks in die rooi 4,8%. So maar dan kry jy weer telekommunikasies, soos byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld is tussen Vodacom en MTN. So Vodacom oor die laaste 5 jaar maar 6% opbrengste gehad, maar oor die laaste jaar 30%, MTN 50% oor die laaste jaar, maar 140% oor die laaste 5 jaar. So selfs hierdie ou maatskappye wat mense wil gebruik as 'n ou maatskappy nie, maar hierdie maatskappy het nog steeds substansiële tipe van groei wat nog steeds kan uitbrei. En ek dink ja, dit is baie effektief. En dan se ou byvoorbeeld dan na finansiële aandele gaan kyk op die top 40, Capitec, Discovery, Altsurance, Capitec omtrent nog steeds 12%
8% jaar tot datum, maar 250% se groei in die laaste 5 jaar. So met ander woorde, OUTsurance selfde, 8% in die groen, maar 350% oor die laaste 5 jaar. So daai mandjie is definitief daar wat jou definitief daai tipe van groeistimulant kan gee. Maar jy gaan die regte adviseur moet kry wat sy sout werd is, wat basies jy weet daai tipe van portefeuilles vir jou kan saamstel en dan daai groei te kan kom ons sê net maar te stimuleer in jou portefeulje. Ja. So eintlik wat ons sê is ja, as jy 'n Suid-Afrikaanse belegger is en jy verdubbel nie jou kapitaal ten minste elke 5 jaar nie. Elsa, dan is jy wraggies by die verkeerde adres. So eenvoudig is dit. En ek dink dit gebeur so maklik want 'n mens kan baie maklik verward raak, jy weet wanneer dit kom by hierdie belangrike kwessies. Goed, wat is die verskil tussen iets soos lang en korttermyn volatiliteit of wisselvalligheid? Ek dink volatiliteit en wisselvalligheid word nie altyd reg bespreek met 'n kliënt, veral as hulle byvoorbeeld hulle ontledings doen en sê okay, maar wat is jou doelwit en jou mylpaal waar jy wil uitkom? En volgens dit moet 'n ou volatiliteit aanpas by 'n persoon se risikoprofiel indien nodig. So ek het weer gister het ek 'n voorbeeld gekry van 'n kliënt wat deur 'n baie prominente advieshuis geadviseer was wat byvoorbeeld 8% trek per jaar op sy lewende anniteit. Ja. Nou het daai adviseur vir hom 'n projeksie gebou om vir hom te wys maar wanneer is jou geld klaar? So nou, jy vra my 'n fooi om vir my te wys wanneer is my geld klaar. Ek is nie veronderstel om my gesprek met jou te hê as 'n adviseur as ek my sout werd. Dus ek is veronderstel om vir jou nou met jou te gaan sit, volatiliteit te bespreek, jou risikoprofiel te bespreek, aanpassings te maak sodat ons seker maak die kurf gaan nooit af nie. Hy bly ten minste net soos wat hy is en so hier en daar het hy dalk 'n spike wat hy byvoorbeeld sal opgaan. So volatiliteit korttermyn en langtermyn moet bespreek word in enige adviesmodel. En as jy dit nie aanspreek nie, dan is daar 'n tekort ook in jou portefeulje en dit kan na verliese lei. Ons het net 'n paar sekondes oor, maar dit kan ook 'n impak hê op iets soos inkomstebeleggings. Verseker, dit het die hoofimpak op inkomstebeleggings, want jy kan maar hoeveel voorbeelde gooi van 100-150% se groei op sekere aandele, volatiliteit gaan wel 'n rol speel. Ja, Thys, is altyd insiggewend om met jou te gesels en daarom is dit ook belangrik om by Ebros 12 te gaan aanklop. Baie dankie. Dankie. Goed, nou bly net waar jy is, want net hierna gesels ek met die bekroonde aktrise Sandy Schulz. Dis beslis 'n gesprek om voor ingeskakel te bly en onthou ook baie belangrik, jy kan gerus 'n draai gaan maak op ons YouTube kanaal om weer na enige interessante, insiggewende en inspirerende gesprek te gaan kyk en luister. Ons is nou weer terug.